elke situasie is U groot. In elke situasie is U groot. In elke siekte is U almagtig. In elke uitdaging is U die oorwinnaar. En Here, in U glo ons Skepper, ons God, die een wat ons op aarde geplaas het, om te leef in die volheid wat U vir ons het, Here. Great are You, Lord. And Father, in that greatness, You come and You touch us and heal us and set us free of pain. And we give You glory. We give You the honor. We exalt You, Father, for that. Here, ek bid dat U met ons sal wees waar ons tyd in die woord gaan spandeer vanoggend, waar ons gaan leer van wat U woord vir ons wil sê, U woord wat lewendmakend is, U woord wat ons versterk, U woord wat ons lei. Kom Heilige Gees, en soos ons U woord lees vanoggend, maak het lewend in ons gees vanoggend. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Wat 'n naweek. Wat 'n wonderlike naweek was dit nie. Ek kan met alle eerlikheid sê, ek gaan dit in Engels sê, I find my joy in the house of the Lord. Ek vind my vreugde in die huis van die Here. As ek vir jou moet vra vanoggend, hoe was jou week? Dan gaan ek aan baie verskillende antwoorde kry. As ons kyk na ons beroepe, na ons gesinne, na ons families, na die gemeenskap, dan besef ons, die lewe het soveel veranderlikes. Daar's die heeltyd is daar veranderlikes. Maar elkeen van ons leef ons lewe. Ons leef hom ongeag. En in die lewe wat ons leef, is ons soms opgewonde, is ons soms liefdevol, is ons soms gelukkig. Dit is 'n feit. Wie voel gelukkig vanoggend? Ja. Wie voel, hy het 'n bietjie uitdagings vanoggend? Ja. Dis die realiteit van die lewe. Soms is ons gelukkig, soms nie. Some of us are content with our life at this stage where we are. Maar dan sou ook tye van uitdagings, waar dit soms bietjie moeiliker gaan, tye waar ons ongelukkig is, tye waar ons hartseer mag wees, tye waar ons kwaad is, of dalk nie so liefdevol soos wat ek moet wees nie. Daar is sulke tye, ons is mens. Ons is mens. En in daardie oomblikke voel dit of alles teen ons te staan kom. Everything is against us. Wanneer dit nie so maklik gaan nie. Want soms ervaar ons dalk druk. Soms ervaar ons dalk die moeilik van die lewe. Dit alles is deel van die lewe wat ons leef. Dit alles. We do try and live a life that is pleasing to God. At least I try to do it. To really live a life that pleases God, obeying Him. Living a life in the fullness of what I have, and then suddenly change comes. And the enemy throws something here from the side. Ek het gedink my lewe is lekker, alles loop mooi, en dan kom die vyand, poep, en hy gooi iets hier van die kant af.
En dan het ek keuses wat ek moet maak. Dan het ek 'n besluit wat ek moet maak. Because the enemy comes, and he comes with accusations. He comes with temptations. It doesn't matter who you are. It doesn't matter if you are young, if you are older, if you are still a child. The enemy will at one stage come with accusations and temptations. Jy kan 'n geestelike volwasse Christen wees. Jy kan 'n baba Christen wees. Jy kan 'n tiener Christen wees. Hy kom met 'n aankla en versoekings. En wat doen ek dan? Dan het ek besluite wat ek moet neem. En gewoonlik is dit nie besluite, ag, ek kan dit oor 'n week neem, of daai besluit moet vinnig geneem word, want dit kan 'n invloed op jou lewe hê. Dit kan bepaal wat met jou lewe gebeur. Now the difference between temptation and sin, and it's important for us to know that by feeling tempted is not sinning. That's not sinning. Temptation is a test. Sin is an act on that temptation. 1 Corinthians 10 verse 13. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Jessie, hierdie skrifgedeelte is my eintlik amazing. Dit sê nie, ag, jy gaan dalk versoek word nie, of jy gaan dalk deur die vyand aangekla word nie. Hierdie skrifgedeelte sê, wanneer jy versoek word. So dit sê vir my, dit gaan kom. Dit is wat die skrif sê, dit gaan kom, versoekings gaan kom, ongeag. Dit gaan na ons toe kom. Even Jesus himself was tempted. He was tempted. In Matthew 4 we read that, and we see where he came directly in contact with temptation from Satan himself, as he tempted him. And that should tell us as born-again believers, as children of God, something very important. That temptation is not sinning. Because Jesus was without sin, but he was tempted. So don't, when the enemy come and tempt you, think I'm sinning. Temptation is the battleground where sin is either resisted or embraced. It's a battleground. Dis 'n oorlogsveld, want soms is dit bitter moeilik. Waar jy ingee op dit, of jy dit teenstaan. Jesus was tempted, but he never surrendered to it. Ons ken almal die gedeelte. Ons ken almal die gedeelte waar Satan vir Jesus versoek het. Jesus is deur Johannes die Doper gedoop. En ek is opgewonde, volgende Sondag doop ons 'n hele paar. Daar in Jakobus en Tracy se swembad. En as daar nog is, kom, sit jou naam op. Water is lekker koud. Johannes die Doper was besig om mense te doop, en Jesus het aangestap gekom. Ek dink dit moet 'n amazing beeld gewees het, om dit te sien. Waar hy aangestap kom, en hy ook vir Johannes sê, maar doop my. Ek moet gedoop word, sodat alle geregtigheid volbring kan word. Dit is wat die skrifgedeelte sê. Maar kom ons kyk na die woord, wat het plaasgevind net nadat Jesus gedoop is. Matteus 4 vers 1.
toe is Jesus deur die Gees weggelei, die woestyn in, om versoek te word deur die duiwel. Dit is wat hierdie gedeelte sê. Nou as ek kyk, voor ek nou weer daar kom, die betekenis van die woord versoeking volgens die woordeboek, weet julle, die woordeboek en die Bybel is half verskillend oor dit. Beteken min of meer dieselfde, maar die begeerte, versoeking is die begeerte om iets te doen, veral iets verkeerd of onverstandig. Die versoeking, ek dink, het ek daarop, ek is nie seker nie, die versoeking om iets verkeerd te doen of onverstandig. En dan sê die woord vir ons wat versoeking beteken, 'n uitlokking of uitnodiging om op te tree in ongehoorsaamheid aan God se wil. Komende van die wêreld, komende van die vlees of van Satan. Dis wat die woord vir ons sê. Soos ons Matteus 4 vers 1 lees, mag ons dalk in ons stilte wonder en dink maar, hoe is dit moontlik? Jesus is gedoop. Na sy doop, moes hy in sy roeping in beweeg het, in dit gefunksioneer het. Maar toe kom die Heilige Gees en lei hom die woestyn in. Vir 40 dae en 40 nagte om te vas en te bid. Maar in daai tyd, toe kom die vyand. Want as jy vas, skree jou vlees. En jy raak swak. Fisies word jy swak. Geestelik word jy sterker. Wanneer jy vas. En die vyand kom en hy versoek hom. Jesus was led into the desert by the Spirit, and immediately Satan came and he tempted him. But why sending him into the desert and that starting his ministry? That was preparation, proving his obedience and dependency on God. That was before he started his public ministry. There's so many people who want to do certain things, but doesn't want to go through the testing and the trials before God uses them. They just want to get there. Then things happen and they say, oh no, it's the church. Oh no, it's the people. Oh no, it's God. And they turn their back. There's a place of testing. There's a place of refining. And then there's a time of releasing. The period functioned as crucial. It's a transition to really obey Christ, om werklik gehoorsaam te wees aan God. Wanneer hy ons toets, wanneer ons versoek word. And this, what happened to Jesus, was to solidify his identity as the Son of God. He is the Son of God. Because Satan came and said, if you are the Son of God, he even tested him in that. He can come to you, if you are a born-again believer, do this. He validated his mission, overcame temptation in preparation for his ministry. And dit is wat die Here van my en jou vra. Wanneer hy ons toets, wanneer ons deur versoekings gaan, wat die vyand na ons toe gooi, want die vyand versoek, dan moet ons kan sterk dan staan in Christus. Dis wat ons moet doen.
En die eintlike probleem is nie versoeking self nie. Dit is wat eintlik so interessant is. Maar die eintlike probleem, as ek dit so wil sê, is hoe ek reageer daarop. Hoe reageer ek en jy op versoekings? En dit kom baie keer, 'n versoeking kom baie keer so met 'n ompad. Hy kom so met 'n draai na ons toe. Kyk wat staan in Jakobus in verband met versoeking. Jakobus 1 vers 14. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Jessie, maar hoe kan jy dit sê? Want nou net het jy gesê, maar dis aan die vyand wat dit doen. Wel, ons as mens is wankelrig. In English, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires and enticed. Our own desires, ons eie begeertes. Ek wil dit, ek wil dit, ek wil dit. Moet ek dit hê? Of wil ek dit hê? Of lyk dit aanloklik? Versoekings lyk nie altyd gevaarlik nie. Dit lyk baie keer onskuldig. Dit lyk baie keer so aanloklik, so begeerlik. So asof ek dit moet hê. Dit is aanloklik vir my gevoelens. O, ek gaan lekker voel. Dit gaan my laat goed voel. Jou trots, of selfs jou pyn. Soms veroorsaak seer, ons eie seer, 'n persoon, om in te gee tot versoekings. Jou eie seer maak dat jy ingee tot versoekings. Jy het seker nog nooit dit gesê of gehoor nie. Nog net een keer. Ek wil dit nog net een keer sê of dit een keer doen. Of ek verdien dit. Ek verdien dit. Ek kan dit maar doen. Of ek kan dit maar kry. Of niemand sal uitvind of weet nie. Mense spandeer soms hul finansies op onwyse maniere. Heeltemal onnodig. En dit gebeur baie keer wanneer hulle ongelukkig is. Dit kan ook baie keer gebeur as ek kwaad is vir 'n persoon. Ek het so 'n klip gesien. English klip, nie 'n klip nie. Afrikaanse klip nie. I saw a clip. And in that the woman, a person asked her questions and said, why, when you are angry with your husband, you go and spend thousands? Why do you do that? Her reaction was to cover my hurt, but to get back at him. Nou sit hom stil. That's not the way to do things. It's a temptation that wants to help you feel better as you do that. That's not the way to go by. Baie keer kom versoekings deur die werklikheid, dit wat werklik korrek is, te verdraai, om dit te verdraai. What is dangerous starts to look harmless. Oh no, I can do this. It's fine, no one will find out. I'm strong, it won't get to me. It looks harmless. What is wrong starts to feel right. That is why the first step to overcoming temptation is to recognize it.
to recognize here, something is coming for me. Ek wil so graag 'n motorfiets hê. Ek wil so graag met die ding ry en hom jaag. Ek het nogal besef, dit is 'n versoeking. Vanoggend toe ek daar binne bid, is dit goed vir my? Dit gaan my baie goed laat voel. Ek gaan dit baie geniet. Maar dit is gevaarlik. Moet ek dit hê? Ja, nee. Ek moet nie, want ek weet wat kan gebeur. What is dangerous starts to look harmless. If you can identify it early, you will weaken its power. As jy dit vroegtydig kan identifiseer, maak jy dit kragteloos. Want jy heers oor dit. Toe Jesus versoek was, het hy nie geargumenteer nie. As ons die skrif lees, hy het nie geargumenteer nie, wat het hy gedoen? Hy het woord gespreek. Dis wat hy gesê het. He responded with scripture, Matthew 4, verse 3 to 4. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. He challenged him in who he was, in his identity. If you are the Son of God, tell these stones to become bread. So I also want you to do a miracle to clarify that you are the Son of God. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Hy het nie geargumenteer en enigiets, hy het net gesê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Wat doen ons? Ons gee in, of nie. Maar ons probeer dit veg met ons eie krag. Ons moet net woord spreek. Daar is geskrywe. It is written. Elke keer het hy gereageer met die valse aanslae van die vyand en versoekings. Daar is geskrywe. Gaan lees maar die hele gedeelte. That tells us something. Tells us something very powerful. We cannot defeat lies unless we know the truth. You cannot defeat lies unless you know the truth. Unless we know Scripture. Temptation speak lies like, this will satisfy me. I need this to be happy. God is holding on to me. Truth says God is enough. That's what truth says. Scripture says God is enough. Sin has consequences. And obedience leads to life. Disobedience leads to death. Ek weet, ons wil gehoorsaam wees. Ons wil lewe en lewe in oorvloed hê. Dis wat ons wil hê. Mense, die lewe is net so kort. Hy is net so kort. If your mind is filled with truth, temptation loses its ability to deceive you. If your mind, as ons gedagtes vol van die waarheid is, sal ons nie mislei word nie. Dis belangrik dat ons hier in die woord bly. Dis belangrik dat ons hierdie skrif leer, dat ons hom ken, dat ons weet wat in hom staan.
En wanneer die vyand kom met sy aankla en sy versoekings, dan spreek ons woord in daai situasie in. In Romeine 12 vers 2 staan daar, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed, jou verstand. Want ek weet, ons wil ons alles self probeer uitwerk, alles self regmaak, maar daar is sekere dinge wat ons nie self kan doen nie. Ons moet na die woord toe gaan, ons moet die woord verklaar, die woord spreek. Want die versoeking wat baie keer kom is sterker as ons menslike wilskrag, maar dit is nie sterker as God se woord nie. Vader, u woord sê, as ek in u is, as ek in u bly, is ek sterk, kan ek enige aanslag oorkom. Spreek dit. Ons moet aan die gevolge van versoeking dink. Wat gaan die gevolg wees as ek hierdie item vir my koop? En mense, ek sê nou nie, jy moet niks koop nie. Daar's sekere goed wat ons moet hê, wat ons moet koop. Maar dit is daai wat jy weet, soos in my geval, waar ek 'n motorfiets wil hê. Maar ek weet, dit gaan nie goed wees vir my nie. Dis net 'n behoefte. So dit is goed om dinge te koop, maar jy weet wat jy nie moet hê nie. Want versoeking, wat doen hy? Hy versteek die gevolge van as ek gaan ingee. Hy versteek dit. Jy weet nie daarvan nie. Jy gaan dit eers ontdek die dag as jy nie die versoeking teengestaan het nie. Kom ons wees eerlik met mekaar vanoggend. Soms faal ons. Soms faal ons in 'n versoeking. Maar weet jy, dit is nie die einde nie. Dit is nie die einde dat as jy ingee tot 'n versoeking nie. Kom ons lees net gou Spreuke 24 vers 16. Kyk ons wat die woord sê. Want die woord leer ons, die woord wys ons. Al val die regverdige 7 maal, hulle staan weer op. Maar die goddelose struikel in die ongeluk. For a righteous man may fall 7 times and rise again, but the wicked shall fall by calamity. I believe we are all righteous that is sitting here today. So when you fall, stand up. Speak truth. Mense, God se genade is groter as my en jou foute. Sy genade is groter as ons foute. Moenie skuldig bly dat wanneer jy gefaal het of jou voet geglip het nie. Moenie in skaamte bly nie. Maar bitter belangrik, moenie dat daai fout 'n gewoonte raak nie. Moenie dat daai fout 'n lewenstyl raak nie of 'n patroon raak nie, want dit kan ook net so maklik gebeur. Ag nee, wat het dit nou gebeur? Niemand weet nie. Ek doen dit weer. Nee, wat die gevolge is nie so erg nie. Totdat jy op 'n dag kom en besef jy, hier's probleme. Hier's probleme. Vra die Here vir vergifnis. Bekeer jou daarvan. En wat ek daarmee bedoel is, draai jou rug op dit. Leer uit jou foute. You know, temptation only shows us the pleasure from the one side, not the cost or the pain. Because there is a cost that is going with it, and there's pain also going with it. It let us enjoy the moment. Oh, the moment is fantastic. I enjoy the moment, but not the aftermath. Maar nie dit wat na die tyd kom nie. Want jy kan jouself in 'n moeilike posisie sit. Jy kan jouself deur baie probleme sit. Jy kan jouself deur baie pyn sit. En dan wil ek nie eers sê wat van die mense om jou nie. Want dit gaan nie net vir jou raak nie.
Dit raak die wat saam met jou in die huis bly. Dan nog verder, jou familie. Nog verder, jou vriende. Dan besef jy, daai wat ek gedink het, nie so erg is nie, het nie net my lewe aangeraak of in pyn gelaat nie, maar soveel mense om my is in pyn. Sin always promises more than he delivers. Always. But the cost is more than it shows. And godly wisdom, and that's what I pray for each one of us, that we will have godly wisdom in the moment of temptation, so that we can stand strong. There are places or things you know that's not meant for you. Stay away. Don't get it. Don't do it. You know where the enemy tried to take you captive. Bly weg. As jy weet, daar is iets spesifieks wat jou, die Engelse woord trigger, bly weg. Moenie daar gaan nie. If a place weakens you, leave it. Leave it. If a relationship pulls you down, set your boundaries. I don't say get out of it. Set your boundaries and see what happens then. Want so baie keer kan ons met verhoudings aangaan. En hier praat ek nie net van liefdesverhoudings nie. Hier praat ek van vriendskapsverhoudings. Enige verhouding. Dit is eintlik al verby, maar jy probeer nog, of jy wil, op die einde, is dit jy wat met die seer loop. Matthew 26 verse 41, watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Mense, ons gees is so, ons gees is so gewillig, maar die vlees is so swak. Hierdie vleisboksie, hy is so swak. Waak en bid, dat jy nie versoek word nie. Here, wat verwag u van my daagliks? Here, wat wil u hê moet ek doen vandag? Sodat ek nie in die struik van die vyand kan trap, as daar 'n versoeking kom nie. Hoe kan ek sterk staan? So, ons moet waak, ons moet alert wees, maar ons moet ook bid, ons moet die Here vertrou. Distance is most of the time the difference between victory or failure. When our life is empty, temptation wants to fill the space. Wanneer ons lewe leeg is, daar nie veel in is nie, en dit gaan moeilik, dan wil versoekings daai area, daai oopte wil hy kom vul. When our life is full of purpose, full of God's presence as He leads us, temptation loses its appeal and also its attraction. So dan is dit nie meer vir ons so aanloklik nie. Dit lyk nie meer so lekker nie. Want ek is vol van God se woord. Ek is vol van sy gees. Ek stap in die oorwinning wat sy woord vir my gee, en die oorwinning wat hy vir my as kind van God het. So, daai versoeking is nie meer so aanloklik nie. Lyk nie meer so mooi nie. We don't just overcome temptation by saying no. Because we can say no now, but that same temptation might come tomorrow or later in the day. So it's not just by saying no, but by saying yes to something better. Maar om ja te sê vir iets wat beter is. Versoeking gaan kom, en hulle kom. Maar dit moet my en jou nie beheer nie. Ons moet sterk staan. Dis hoekom Jesus in Matteus 13, waar hy vir ons sê hoe om te bid. Ek het maar nie, Matteus 6 vers 13. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Onse Vader,
U wat in die hemel is. Here, laat U naam geheilig word. Dit is wat die woord vir ons sê, maar dan gaan dit verder. In vers 13. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Jesus het gesê hoe ons moet bid. Jesus said to his disciples how they must pray. He said these words. He knew exactly the strategy of the enemy. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Aanbiddingspan kan vorentoe kom asseblief. Here, moet my nie in die versoeking lei nie. Here, laat ek vandag sterk staan. Dit is hoekom ons moet waak en bid. Dit is hoekom ons daagliks moet waak en bid. Help my, sodat ek nie lei my nie in die versoeking nie. Verlos my van die aanslag wat na my toe wil kom. Laat dit eerder nie na my toe kom nie. Dit is wat ons die Here voor moet vertrou. Moenie dat dit na my toe kom nie. We can overcome temptation. We can overcome it. Recognize that this what I face at this moment is a temptation that is coming for me. And that we stand in that moment on the truth of God's word and rely on Him. Ons vertrou Hom op daai oomblik. Hy wat ons gaan deurdra in daai tyd. When we face temptation, we need to bring distance between us and that. Draai weg van dit. Hardloop die ander rigting. Want dan is my bene so swaar, ek kan nie wegkom nie. Hardloop, kruip. Think for a second. If you are sitting here this morning, and I'm not judging anyone, and you are thinking of something that is a temptation for you, and you are thinking of giving into it, think of what the consequences are going to be. Dink aan wat die gevolge van daai besluit gaan wees. Jy sal so verander. Want in die oomblik is dit lekker, in die oomblik klink dit goed, in die oomblik is dit mooi. Maar dink wat gebeur van die gevolge as jy ingee. Tot dit. Elke keer as ons versoeking deurstaan, word ons sterker. Jy en ek word sterker elke keer as ons dit deurstaan. Elke keer wat ons kies wat reg is, sal ons meer en meer soos Christus word. Hy sê dit in sy woord. Met verloop van tyd, wat jou eers beheer het, gaan jy beheer oor hê. So dit wat jou beheer het, die versoeking wat die hele tyd na jou toe kom, en as jy ingegee het, hy beheer jou. As jy sterk staan en 'n teestaan, beheer jy oor dit, heers jy oor dit. En dit is wat ons moet doen. Satan wants to keep me and you in bondage. Punt. One thing is so true. Satan knows your name. But what does he do? He calls you not by your name. He calls you by your sin. Jy het dit en dit. Jesus knows your sin. He calls you by your name. A loving Father, a loving God. That is who He is. Let us stand. Father, this morning we come to you as children. And Lord, at times we all have failed to stand strong. Met tye, Here, het ons gestruikel, waar versoekings na ons toe gekom het. En Here, in dit het
het ons dalk gevoel, alles is verlore. Alles is verby. Maar Here, dankie vir u genade. Thank you that you are a God of grace, Lord. Father, give us the strength to stand against any temptation that might come. Any temptation, Father, that the enemy throws at us. Help us to stand strong in that, Father. Here, help ons om die vangstrik van die vyand te erken en nie in te gee op dit wat dalk lekker mag lyk, dit wat dalk begeerlik mag wees, dit wat dalk vir ons status kan bied nie. Here, help ons om nie in te gee op dit nie, Here. Father, fill our minds with your truth in Jesus' mighty name. And Lord, fill our hearts with your spirit to stand strong against any temptation. Father, and when we are weak, remind us that you are strong. Here, dat ons dit nie uit ons eie kragte kan doen nie, maar dat u sterk is, dat u vir ons krag gee om die versoekings te kan weerstaan. Vader, waar Jesus net nadat hy gedoop is, deur die Gees die woestyn ingelei is, om versoek te word deur die vyand, deur Satan, en nie ingegee het, Here, sê in u woord vir ons, waak en bid, sodat jy nie ingee tot versoeking nie. Waak en bid. Waak en bid. Lead us away, Father, from temptation and guide us in victory. And Father, as you say in Matthew 6:13, you taught your disciples how to pray, and you teach us in these days still how to pray. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one, in the mighty name of Jesus. Amen.